You remember that spelling bee you won in the first grade? Rock. R-O-K. Yeah, so what's your point? R-O-C-K! The C is silent. You just gotta keep living, man. L-I-V-I-N. Let's get ready to rumble! As dit Jack, baie dankie dat ons join hier on the flip side. Ek is truly honored. Lekker om hier te wees. Dankie dat julle my genooi het. Jy's legend, bro. En ek weet, was jy al in Polokwane gewees? Jy het nog nie 'n show hier gedoen nie, het jy? Ek was in Polokwane, ja. Was dit seker by die skougrond of iets? Ek dink so. Ek is nou flippend ek kan dit ek weet ek was al definitief in Polokwane. Ek kan dit nie nou van my mind picture presies waar dit was nie, maar jy weet flippend my like ek love elke plek waar ek gaan, maar ek was nou al so baie plekke dat dit raak baie keer 'n bietjie van 'n kind of dieselfde ding. Maar as jy na tydjie dan, maar as ek altyd terugkom, as ek was like, oh wait, dit was een van my favorite shows. Ek net het sê like dit altyd. Ek onthou dan die venues. Ek onthou dit altyd dit na die tyd so goed nie. Hoe baie shows doen jy op die oomblik? Ek weet nou met die virus en die lockdown en die goedes was dit redelik stil geweest en jy het miskien meer brandy verkoop as wat jy shows gedoen het. Maar hoe baie shows doen jy, sal jy sê, hoeveel shows doen jy hierdie jaar sover? Wel, hierdie jaar, ek bedoel, ek het nou weer aan die gang gekom, so tyd terug, so ek speel nou weer so, sal ek sê 2 shows 'n week. Maar ek is nou, en dan het ek het nou 2 weke af, ek gaan Europa toe, Holland en Londen toe op toer, so dis so great, ook nou dat die flippin PCR toetse, like my ook gedrap is en goed, dit is die mees hektiekste van alles, as jy kom na as jy vir met die Eurasiese staf, is dit so 'n mission om die regte plekke te kry om al die toetse te doen, so aan. So like my alles gaan so oop, so ek is baie excited daarvoor. Ja, so ek is nou ek ons my eie festival daar Parafest, so dis so 2 weke. En hierso toer ek maar die hele tyd. Ek bedoel ek is ten minste like 'n show 2 weke. Ek's baie dankbaar dat ek weer aan die gang is. Dat ek weer aan die gang is en ek het mense regtig net gemis. Ek dink dit is so crazy om te gaan van, ek bedoel almal verstaan dit, maar dit is net vir my like net so mal om te dink like ek het nog like flippin like net om te gaan van so baie shows na net soos niks. Nothing. Like net soos absoluut niks doen nie. En mens kom eintlik agter hoe baie jy actually depend op daai release en stuff soos dit nie. En dan sit jy by die huis en jy het nie meer daai release nie, jy het nie elke naweek daai. Dis soos enigiets, jy weet, dit is so workout, net van die workout point of view, jy weet, dit is soos 'n rugby game, like en nou kan jy ewe skielik doen jy nie meer dit elke naweek nie. Jy dit alles het bou op en jy het nie meer daai kind of release en dit was nogal so hektiek, maar dit was ook lekker. Ek moet sê ek het agterkom hoe moeg ek is, want ek het soos op trend. Almal was soos, het jy like, hoe baie musiek, het jy elke dag musiek geskryf? Ek was like, nee, ek het elke dag geslaap, meeste van die tyd, en net gelê, en soos al daai jare van te veel moeilikheid maak, opgevang en gerepair, ja. Dit is amazing om te dink hoe baie goeders jy eintlik in die lug het. I mean, dit gaan nie net oor musiek nie, dit gaan oor jou brand wat jy manage, dit gaan oor die brandewyn wat jy begin verkoop het. I mean, die festivals wat jy run, I mean, hoe baie goeders is jy nie elke dag mee besig nie, en hoe kry jy dit reg om al die goeders te manage? Ja, ek dink ek is maar net, dit is baie goeders. Ek het actually nou, ek het nog goed uitkom, ek het actually kan vir julle nou sê, want ek dink dit launch aan die volgende paar dae. Ek het 'n bokswyn wat uitkom, sy naam is Heeltyd Speeltyd. En dis die eerste een in die hele wêreld wat dit nog nooit gedoen nie. Ons moes al laas jaar gelaunch het, maar die mense in die wynbedryf kon nie verstaan wat ons doen nie. En so basically dis 2 taps. So dis 'n 3 liter boks, 1,5 wit, 1,5 rooi in dieselfde boks. So 2 bladders met 2 taps. So as jy na Joel toe gaan, jy weet, dan moet jy nou sê nou maar jou girl wil witwyn drink, jy wil rooiwyn drink, dan sit altyd 'n mission, dan moet jy flippin
of klomp bottles, vat en dan lyk jy soos 'n alkoholist want jy stap in die plek en jy klink 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 of jy vat een wit en een rooi boks en dan sê 6 liter wyn. So daai is ook nog as 'n cool nuwe ding wat ek nou getry het. Ek laai dit. Jy weet, dit is vir my flip en ek is so dankbaar dat ek al hierdie weird goed wat in my brein in gaan, like dat mense actually like daar mense is al buite wat glo in my vision en glo in die goed wat ek wil doen en my support daarop. En dit maak my lewe baie makliker en dit jy weet ek dink enige iets soos as jy enigiets doen in die lewe sê nou maar jy's 'n plumber en jy flip in want en dis jou brein ingewire word. So jy kan instap in 'n plek en jy weet presies wat verkeerd is. Want dit is hoe jou brein werk en ek dink van my brein werk maar net in daai soort manier. Ek in die soort manier wat ek werk, maybe 'n creative manier of miskien 'n musikale manier. Maar so dit is hoe my brein dink. As ek iets sien, dink ek as ek 'n like soos 'n box, like 'n toy sien dan daai ding maak dadelik vir my dit vorm vir my miskien 'n verskillende pattern in my brein as wat dit vir soos 'n argitek vorm. En dit is hoekom dit is maar hoe die wêreld werk. So ek dink dit is nie ek vergeet baie keer hoe moeg ek kan raak baie keer en ek moet afswitch en so aan want ek love dit so baie wat ek doen dat ek amper constantly net besig is daarmee en ek voel soos 'n werk wat great is. Ek is happy daaroor. Ja, dis amazing. Ek dink dit is wat mense kan klassifiseer as 'n sukses as jy mal is oor wat jy doen. So hoe switch jy af? Ek hou van ek surf, so dit is nog ons my cool manier om af te switch en die ding daarvan is jy weet ek hou van sport doen of seker goed want jy kan nie my brein werk so is ook ek dink veel te veel. So ek raak soos 2 uur in die oggend wakker en ek soos like dan met ek soos flip en like soos instant walk my mal. Maar ek kan soos 0 tot 100 en dan so om sulke goed te doen love ek want en self games daar en so aan want jy kan nie iets anders te dink nie want jy is like jy's in daai situation dis waar jy word forceer om daaraan te dink. So dit is amper wat mense dink is soos ek dink dis hoekom mense ook so sê net maar draf en goed soos dit like so into daai soort goed raak is dit raak soos 'n addiction want dit is daai manier is amper 'n manier om weg te kom om af te switch om like weg te beweeg van die goed wat aangaan. So ek geniet dit, dis my manier van afswitch en dan obviously ek love 'n goeie braai, ek love 'n goeie like kuier, ek het soos 3 bars van my huis, so ek het en 4 braai areas, so ek braai baie en ek kuier baie. Ek kan nie so baie van uitgaan nie. Ek dink dit is ook jy weet my lewe is om uit te gaan. So as ek by die huis is, wil ek nie eintlik uitgaan nie want ek wil eerder by die huis bly en my chommies oornooi en so dis maar meer my vibe. Ek bly by die huis en kuier hierso en nooi mense oor en ja, dit is maar seker hoe ek afswitch. Ek bedoel soos wat ek sê, ek voel as ek musiek skryf, switch ek ook af. Dis ook vir my thing of as ek regtig into 'n projek raak en ek sit en skryf iets of ek sit en maak 'n cinema business plan op vir iets of so iets daai goed voel vir my soos 'n afswitch van die wêreld verdwyn al rondom my. So ek geniet dit nogals. Nou daar's mense wat sê daar's 'n groot Stellenbosch maffia en party politieke partye praat nogal gereeld daaroor. Maar ek dink dat daai maffia het oorgeskuif na Bellville toe. Is ek half reg? Ek dink so, ek dink dit ons het die hoeveelheid geld gehad wat die Stellenbosch maffia het. So dan sal Bellville baie lekker, die Bellville maffia baie beter gedoen het. Maar dit is die musikale maffia. Die noordelike voorstede musikale maffia. Ja, ek dink daar was dit miskien Melville gewees in Joburg, maar ek dink julle vat die titel. Dis net amazing dat daar so baie talent in Bellville is. Ek meen met Fransjo van kyk, Fok of Blizzikar, jy was fantasties. Ek meen daar's 'n massive Arno, hulle is ook seker Theo Kras is seker ook daar saam mee. Ja, hulle is. Kuier julle almal? Ja, bly nog altyd daar. Kuier julle partykeer saam of sien julle mekaar so baie? Ja, baie. Nee, ons sien mekaar. Die weird ding is obviously aan die begin, toe ons begin het ons super baie saam getoer want ons was almal, dit was ook 'n nuwe movement, so hulle het almal saam geboek konstant
En maar nou boek ek wil nou nie maar vir lekker of a better word like 'n een headliner of twee headliners en dan so sê nou maar ek en Fokol speel Superman saam want hulle sal nooit vir ons op dieselfde line-up sit nie want hulle voel al klaar ons bring dieselfde crowds as jy if you get what I'm saying. So ek speel ons sing mekaar actually baie min. Die kere wat ons mekaar sing sal dit wees as Franco sê nou maar al klaar in die dorp is en hy soos en ek sê ja ek speel 'n show kom toe dans of so en dan sien ons dit maar ek werk Wynand run my label Paraphernalia so ek werk met hom saam op 'n album so ek chat elke dag met hom en jy weet ons sien almal mekaar ons hang uit een van ons baie goeie vriende een van my beste vriende wat van ons beste vriende het by 'n bar net die onderkoop gemaak van die straat vir my wat baie lekker is Blondies in die Kaap so dis ook baie lekker ons so almal kom nou weer daartoe en ons hang by dieselfde plekke altyd uit alhoewel ek nou in die stad bly wat miskien 'n lekker ding is dat almal kom deur stad toe die hele tyd hulle wil die hele tyd in die Northern Suburbs kyk ek sien eintlik vir almal nogals baie dis lekker ons is 'n family kind of geraak in a way en 'n creative family ook in baie maniere jy weet soos sê nou maar Snyk wat begin op die ou en foto's neem het so hy ek sien hom baie want hy sal so shoot saam met my doen en like en jy weet ons is ook nou maar daai ouderdom seker nou wat almal ons kinders kry en troues en daai soort stap soos miskien sien mekaar op sulke goeters en like ja so is lucky is 'n lekker ek is voel baie dankbaar om deel te wees van so 'n crew van net lekker mense ook nie net dis 'n competitive crew van soos ek weet daar's altyd 'n there must always be like some form of competitiveness maar dis nie 'n like a evil competitors definitely is 'n goeie competitors dit push mekaar om beter musiek en beter en aanhou druk en so en ek voel dankbaar daarvoor dat dit is jy weet like ek weet nie ek het al met iemand actually nou die ander dag oor gepraat baie keer in baie musiek scenes dan kom jy backstage en almal is so half jy voel almal is so half uit daar om te compete en almal soos ek speel laaste ek is die main act nee nou is ek die main act like dis daai ons almal is net soos like ons is net klomp chommies ons is net so dankbaar om te kan musiek maak en almal wat bykom jy weet Spo en Loufie en Biggie en nou Angie Ooh en like al die regtig cool artists wat uitkom en veral in rap en stuff ek is so dankbaar ek was vir so lank die enigste rapper dit is al die rockers nou is al lekker baie rappers wat saam jong so ek ja die rock het beter just going from strength to strength ek het gisteraand eintlik het ek jy het 'n show gedoen saam met John Savage en Catherine Grenfell. Hulle het 'n internet radiostasie tipe ding begin in die Kaap, The Eye. En ek het dit geloof en dit is net there's no boundaries man. Ek glo dat hoe John Savage also met sy whisky en dat hy tot gesê die eerste keer wat hy het gedoen het dat hy nervous was na soveel jaar op 5FM. En wat vir my nogal interessant was, die eerste keer wat jy dit gedoen het jy ook gesê jy's nervous en ek het dit geloof want dit wys jy's ook net 'n mens keer al jy kan voor 100,000 mense optree en dan gee mens jou 'n studio en jy kan nou jou musiek kom speel en dit was baie interessant geweest maar jou musiekkennis en jou smaak was vir my flippend impressive geweest. Nou as jy wil weet wie 'n ou is en jy stap in hulle huise en jy kyk na hulle boekrak en jy kyk na hulle record collection en dit was vir my fascinerend om te check wat se tunes jy actually luister. Ek weet ouens soos David Kramer en Valiant Swart is nogal en Koos Kombuis en daai ouens jy het 'n baie groot jy's 'n groot fan van hulle musiek kan ek amper sê. Ja, hulle was baie groot influences in my lewe toe ek 'n jonk was dit het my ma David Kramer is een van my favorite musikante like of all time ek is like mal oor hom so erg dat hy het my al Mr. Promises genoem want hy was soos wat ek sê altyd nie want hy vra altyd elke keer as ek hom sien dan sê hy ek moet by hom kom kuier sy huis kom kyk en dan as ek soos ja maar ek kan nie want ek is so nervous so ek voel jy weet as jy rondom iemand is nie voel jy altyd jy sê soos kom ze loser voor die hele tyd ek is soos heeltyd ek is so over nervous en dink heeltyd soos om iets cool te sê dat ek absolutely net die uncoolste goed die hele tyd wil sê so ek is soos like ek kan nie nou om te gaan nie maar ek is so groot fan van hom Koos ook Valiant self the massive fans ek is baie dankbaar
om saam met al 3 van daai mense al songs te gemaak het wat obviously insane is like om met 3 van stukke Massive Heroes van my musiek te maak. Ek is ook 'n baie groot fan van Anton Goosen en hopelik op hierdie album wat ek nou maak sal ek een of ander tyd in die 12 maande songs saam met hom kan inwerk. That's amazing. Ja, ek hoop so. Hy wil baie graag, ek wil net die perfekte, jy weet, musiek is ook 'n ding waar it just comes, jy weet, ek wil soos as ek die song hoor ek wie op het moet wees. So dit sal nie noodwendig iets wees waar like dis nie altyd 'n ding wat maklik is om te beplan nie. Soos tema van jou lied het ek toe ek dit geskryf het, toe ek dit luister, toe weet ek like Valiant moet dit gesing het en dit was perfek vir hom en hy het dit so goed gedoen. So ek bedoel dit is maar hoe dit is en ek het soos byvoorbeeld vir Anton in my mind en ons daar so baie gesê ons wil iets saam doen, so hopelik, ek hoop so like fingers crossed. Ja, maar op daai show was great geweest en ek was super nervous aan die ding was ek obviously maak musiek, maar ek het nog nooit ek was net bang ek druk een keer 'n knoppie of like flip en iets gaan verkeerd en stuff en so aan, want ek wil dit obviously so sleek as moontlik laat klink, want ek is maar 'n perfectionist as dit by sulke kom, so klein foutjies en ek was heeltyd bang ook as ek soos iets afsit en ek flip en versit nie my eie voice af, so ek praat en jy weet seker goed soos dit, ek was heeltyd soos nervous dat daai soet gaan gebeur, maar ek het almal right gedoen, ja. Die eerste een was my favorite, want dit was regtig net ek het net soos lekker cool rap stuff gespeel wat ek in my groot geword het en die mense wat my like in rap musiek ingebring het en die stuff wat ek love, die rap musiek wat ek love en dit het my regtig lank gevat om daai show op mekaar te sit. Maar die tweede ene was baie meer easier en net fun want dit was die stuff wat ek op daai oomblik geluister het en die stuff wat ook mee groot geword het maar wat meer easily accessible was. So ek hoef dit nie te gaan search het en goed, want baie van die goed wat ek op die eerste een gespeel het was rarig 'n mission. Ek moes soos in MySpace ingegaan het en goed soos dit om van daai goed te kry. Dit is like soos was amper fisies onmoontlik om van daai goed te kry. Ek moes op ou hard drives vir my gaan soek het. Wow. Dit was 'n mission, ja. Ek het daar was een ding wat jy gesê het wat vir my flippend snaaks was is hulle het 'n jingle wat dan sê okay, hier is die WhatsApp lyn, jy kan vir so WhatsApp of stuur vir Jack 'n WhatsApp of wat of jy kan bel ou gieters te sê nee, moenie bel nie, ek gaan nie antwoord nie. Stuur my please call me. Dit was hilarious geweest. Kom ons praat oor jou album wat hierdie jaar uitkom. Dit is nogal 'n baie unieke manier om 'n album uit te bring en ja, vertel ons. So wat hulle nou noem, ek het nie eintlik geweet presies wat ek dink dit was net begin deur my wat miskien 'n bietjie lui was en toe was ek like soos okay, maar ek wil op my birthday regtig uit my birthday hierdie jaar was op die 22ste van die 2de 2022. En toe ek agterkom, ek het nog nie genoeg songs vir 'n album nie. Toe sê ek like soos okay, maar ek moet ten minste 'n single drop. En toe sê ek okay, cool, my eerste single gaan ek drop op my birthday. En toe sê ek like soos weet jy wat, ek wil actually net, hoekom drop ek elke 22ste van die maand 'n single? So gee vir mense elke maand iets om na uit te sing en gee hulle op 'n persentjie elke maand met 'n nuwe song. En ek is baie bly ek het dit gedoen, dit werk so. Dit is net 'n cool proses vir my, dis 'n nuwe proses. Jy weet gewoonlik sit jy wat ek altyd gehad het van albums is daar was altyd like singles en like album tracks. En dit was altyd vir my so 'n waste geweest want jy weet mense speel die singles op die radio of op like dis gestaan wat hulle luister op een is waarvan jy musiekvideo's maak en dan is daar tracks wat hulle noem album tracks wat net soos op die album as ek amper jy speel dit met live nie alles. So nou hierdie proses is wil ons elke song 'n single maak. Elke song is 'n single, elke song staan op sy eie, elke song werk ons basically oor 'n maand aan wat baie is vir vir 'n single song. So ons doen regtig baie effort met dit. Ek skiet actually die eerste music video van my eerste song Demone skiet ek volgende week en die album se naam op die ou ende gaan wees. Dit is nou obviously die album wat oor maande uitkom is die Evangelie van Goeie Tye of die Gospel of Good Times. Want dit gaan maar net basically oor die principle van jy weet my hele vibe is jy weet glo in wat jy wil glo, dig wat jy wil dig, luister wat jy wil luister, wees wie jy wil wees,
Maar solank jy net dit in 'n goeie manier doen en 'n goeie vibe het en dit nie in 'n malicious of 'n evil manier doen nie, dan and that's what counts in life op die ou ende. En so dit is al die hele konsep agter die album, die hele kind of ook die hele proses van embrace jou donker kant en embrace jou light kant, daai hele yin yang thing, jy weet jy kort die lig met donker te kry, want ek is regtig ek kry eintlik hoendervleis wat ek sit hierso, maar jy weet it's been a hectic time en ek het so selfs ek ken 6 mense persoonlik wat oor die afgelope 5-6 maande hulle eie lewens gevat het en dit is net oor hoe dit so intens tyd was en om uit sulke goed uit te kom is so intens, so dit is vir my net ook 'n kind of 'n brief aan die wêreld ook, want ek het self deur sulke donker tye gegaan nou aan die einde van die begin van laas jaar en dit is waar ek hierdie eerste sang demone actually oor gaan. Dit gaan nie oor demone nie, dit gaan oor die demone in my kop, die stemme in my kop, die goed wat vir my wat my down gekry het en my laat like depressed laat voel het en so voorts en hoe ek toe uit dit uitgelig het en net agtergekom het dat dis cool om daai kant van jou te hê en jy moet daai kant embrace, maar solank jy net weet dat daar is ook 'n ligte kant en daar's mense daar buite wat lief is jou en wat waarmee jy kan praat en so dit is en wat dieselfde goed gaan as jy. So dit is vir my 'n belangrike ding om daai kind of message uit te kry. So dis hoekom die volgende sang is weer alles is pille. So dis die tweede sang gewees wat nou hierdie week gelons het. So gaan van it's going in all the directions it must. Ja. Ek het die foto's gelike wat jy in die bad sit en daar's seker 1000 piesangs saam met jou in die bad. Waar het jy al daai piesangs gekry? Ek op my neighborhood groep. Ek het dit gaan koop by Flippin by die grocery toe as ek sê dis ek op my groep se my neighborhood groep se WhatsApp groep. Ek sê luister julle met 'n shoot in my huis doen met soos 40 kilos piesangs. Kom haal asseblief piesangs. Kom haal almal piesangs en toe die volgende dag toe kom hier soos 10 piesangbrode aan. Ek stoor baie piesangbrood. Ja, ek dink jy is by die shop het seker gedink jy gaan mampoer maak of iets. Ja, exactly. Hulle was die ou was like en ek is not that's for a shoot. En toe maar het was ridiculous en ook like en toe en net soos ek was soos like drink klaar is ek kan nie ek gaan nou vir Flippin ek weet nie wanneer ek weer piesang sal kan ry nie want dit was soos so erg overwhelming hier daai reuk van piesang dit was reg ek het vir baie lang tyd, ek wil amper sê vir 10 jaar van my lewe was ek heavy in e-sport en sulke goeders en ek het gehoor, daar's 'n paar ouens wat nogal daarvan hou om TV-speletjies of TV-games te jol, en ek weet Bauer Bosch doen dit, ek weet David Scott doen dit, ek weet Arne het op 'n tyd het hy jou PlayStation geleen, maar ek neem aan, hy is nou nie so groot in dit, en nie, ek dink hy het my Xbox actually geleen. Ja. Hy het dit nou nog. Sy kiddie speel het, sy laat nie, maar hulle het dit nou nog, my Xbox One, maar ek is meer van 'n PlayStation. Yeah. Ek speel op PlayStation, ja. Ja, ek love it. Ek is 'n massive gamer. Wat se game speel jy? Op die oomblik, jy weet, gaan ek, is dit eintlik weird, want omdat ek so min tyd het vir games, speel ek soos Flippin games op my foon, like soos Looney Tunes en Clash of Clans en stuff. Dis wat ek die meeste speel. Maar as ek by die huis is dan jol ek maar like 'n bietjie Call of Duty. Ek hou 'n game soveel te lank want ek is soos like ek weet as ek dit gaan speel, gaan ek so immersed raak in dit dat ek gaan op in die slaap. Jy weet, dis daai gedink van soos, okay, dis 1 uur, okay. Nog 1. Okay, volgende checkpoint. Dan gaan ek geslaap. En dan is dit 2 uur. Volgende checkpoint. En dan is jy besig 6 uur die oggend en jy is altyd besig om te op 'n Last of Us speel of iets soos dit. So ek hou dit op uit en maar op die oomblik ek sien ook baie uit so ek sien baie uit vir hierdie Steam
handheld console wat hulle nou uitbring wat blykbaar soos jou hele Steam library kan speel wat obviously vir die wat die weet dit is soos die PC of computer version van sê nou maar die PlayStation Store of so aan en dan kan jy en dit is blykbaar dis 'n handheld device wat sterk genoeg is om daai size games te speel. So ek's baie excited tot vir dit. Ek kyk al jare daarna, maar obviously met die chip shortage in die wêreld, wat kan nie eens PlayStation 5 skryf kry nie. So ek bedoel jy weet nie wanneer ons daai handheld gaan kry nie, maar want dit is die probleem. Ek wil speel, maar ek is so baie bepaald dat dit is vir my moeilik om regtig en as ek by die huis is dan dan werk ek ook of ek spend time met my chummies en my family, so ek kry net nie regtig tyd om so baie games te speel nie wat sad is, maar ek speel nog altyd soveel as wat ek kan. Met Call of Duty, en ek weet daar's baie ons by die show luister wat ook heavy gamers is. Met Call of Duty kry jy iets soos 'n devcam of 'n devcom. So as jy ou doodskiet, dan kan jy dadelik sy reaksie hoor vir die mense wat nou nie weet nie. Nou het ek net gewonder, sit jy 'n mic aan en tune jy die ouens as hulle jou skiet? Want ek kan net imagine jy kan hulle nogal tune as hulle jou doodskiet. Ek het altyd. Ek het, maar ek het toe op die ou ende het dit so intens geraak dat ek het actually beginne weer na wegbeweeg en dit afgesit en dit gejoin eers en meer gekonsentreer op net nie binne 5 sekondes doodgeskiet te word deur een of ander light in my kop nie. So ek was soos like die proses raak te mal, ja. Okay. Maar dit is crazy, ek bedoel flippin soos ek kan nie speel games soos ek sê net maar soos Fortnite en stuff soos dit is like is impossible. Ek is like ek kan nie eers byhou nie. Ek is soos like ek weet nie of ek uitraak of wat ek is, maar ek kan nie, my vingers kan net nie vinnig genoeg beweeg om by daai kids vibe te hou nie. Nou die interessante ding is en ek dink is die interessante ding is hulle het nou die bouding weggevat vir 8 dae. So nou is Fortnite net 'n shooter. Hoe is dit? Ja, so dit is nogal interessant. Ek het dit vandag gehoor. Daai bouding is intens. Ja, it's stupid. Dit is lekker want maar daai bouding is dit is te veel vir veral dit maak die entry level te moeilik. Jy kan nie dit is te intens en jy weet dit is 'n leveled up ding, maar dan dit raak nie te mal. Ja. So ek moet sê dit is nogals lekker. En dis wat ek like van Call of Duty en stuff so dit jy weet there's still jy kan nog altyd daai realism toe jy kan gaan flippin jy kan nog altyd undercover ninjas vir 'n tydjie, maar jy gaan ook nie te lank kan wegkruip want iemand gaan vir jou kom. So dit is daai element of suspense. Ja, daar is 'n suspense element want jy weet jy kom om 'n hoekie en dan sal duur daar voor jou. Like ek love it. It's like so ek hou van daai skrik factor van dit en daai intenseness. Wel, ons hardloop by tyd uit en ek moet jou nog een vraag vra. Iemand het vir my gesê ek moet jou vra want hulle wil weet. Rap battle jy jou vrou as julle in 'n fight is? Ja, ek is actually nie so groot 'n rap battle nie. Ek is altyd soos ek het altyd gesukkel daarmee aan die begin toe ek net begin rap het, was ons super baie rap battles. Almal was altyd dit was always happening want dit was rock and roll. Dis die tyd wat fok of net like soos op hulle minds like op begin het en dit was net al daai rock and roll heeltemal oorgevat. Ek was soos 18 gewees en dit is die enigste rap ding wat gebeur het in die Kaap is al die battles, maar ek was soos super sleg aan want ek het te sleg gevoel dat vir mense te veel te sien. So ek het net op die ou gefreestyle met ander goed gepraat wat gebeur in die plek plaas van die ou. So ek het verloor, maar ek het ten minste my skills opgebou. So ja. Jack Parow, baie dankie dat jy ons gejoin het hier on the flip side. Dit is amazing geweest. Dit is een van my highlights om met jou te chat en net rustig te chat, nie serious interview goeders te doen nie. Hoopelik kan jy ons weer join later in die jaar as jy 'n paar singles gedrop en dan kan ons weer 'n bietjie daar praat en verder gaan. Lekker, en gaan check op Spotify uit, like Demone. En of check op julle streaming services uit, Demone en Pile. En ja, lekker, good times. Good luck met jou tour. Ek weet the Parow Fest is coming up en ek hoop jy het veilige journeys na die Europa land toe en moenie involved raak met die derde wêreldoorlog daar nie.
Ja, geez. Nervous. Die een band wat by my shows was genoem as die Russian Village Boys. Hulle so 'n rave act van Rusland af. So ek was just like, dude, gaan julle nog speel? Dis hulle nie. Hulle is al lank al uit die land. Jy weet, dis nie van daai goed, jy weet, soos as die stront hier ook gebeur, jy weet. Dit is die mense wil eintlik is eintlik die least involved. Dis nie fip in 'n klomp gepiele rondgooi raai uit van die groot koppe en die kids en stuff is glad die amped op dit. So ek is bly dat hulle is uit die land uit voor die moeilikheid begin het. Yeah. Well, good luck, safe travels. Ladies and gentlemen, Jack Parow, baie dankie. Lekker.